Ja, welkom van my kant af, almal online, almal wat vandag hier kuier vir die eerste keer ook welkom, almal wat al te veel is, welkom aan julle ook. Welkom aan Karina wat in die kerk is. Kyk, as Karina in die kerk sit, dan halveer het my preek, dan kan ek die helfte goeders nie sê nie. Sy haal my uit by die huis. Ok, julle, ons is besig met die reeks, hy vra jou, is die laaste in die reeks. Ons kyk na die vrae wat Jesus ons vra in die woord. So ons gaan kyk baie mooi, hy kom heeltyd en hy vra vir sy disippels vra. En wat sê ons as hy vra? Ons sê dit elke keer. Ok, die finansiële boksie is besig om verby te beweeg, lyk dit vir my, of het beweeg, dis hy. Wat sê ons elke keer as Jesus jou 'n vraag vra, is nie omdat hy die antwoord ken nie. Dis hy wil hê, jy moet 'n bietjie dink. Hy wonder of ken jy die antwoord. En hy wil hê, jy moet 'n bietjie introspeksie in jou lewe doen. Vandag so groot vraag wat die Here vra is, glo jy nou dat jy klaar gesien het? Glo jy omdat jy klaar gesien het? Dis die vraag. Ons kry hierdie vraag in Johannes 20 vers 19. Dis een gedeelte en dan spring ons vinnig na 24 en 9 tot by 29. Gedurende die vroeë aand op daardie Sondag, terwyl die deure uit vrees vir die Jode gesluit was, het Jesus se disippels bymekaar gekom. Jesus het tussen hulle daar gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Thomas ook Didymus genoem. Een van die 12 was nie saam met die ander disippels toe Jesus daar aangekom het nie. So ek wil julle nou verstaan wat hier gebeur. Daar was 'n byeenkoms, na Jesus se opstanding, en hy vertoon homself aan die disippels. Dis die eerste keer wat hulle hom sien. Gaan lees bietjie daai gedeelte. Besondere ervaring. Maar die Bybel maak 'n punt daarvan om te sê, daar's een man wat nie daar was nie. Hoekom was hy nie daar nie? Want hy's deel van die disippels. Maar hy was nie in die groep waar Jesus homself die eerste keer aan hulle kom verskyn het nie. Nou gaan ons net so 'n bietjie verder, nou lees ons, nou is daar 'n tweede byeenkoms. Kom ons lees dit nou. So wat gebeur? Die disippels kom toe by Jesus. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy sê vir hulle, as ek nie die merke van die spykers in sy hande en sy sien, en my vingers in die spykermerke steek, en my hand in sy sy steek, sal ek nooit glo nie. 8 dae later, lank na hierdie enigste verskynsel, die langste 8 dae in Thomas se lewe seker. 8 dae later was Jesus se disippels weer saam. En Thomas was by hulle. Die deure was op slot en grendel, maar Jesus het tussen hulle ingekom. Hy het tussen hulle gaan staan en gesê, vrede vir julle. Ek dink dit is elke keer nodig geweest om te sê, vrede vir julle. Imagine it, hier kom iemand deur die muur. Jy skrik so 'n bietjie. Jy wonder, wat gaan hier aan? En hy sê, chill, ontspan, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, wat hierdie keer daar is, bring jou vinger hier en kyk na my hande. En bring jou hand en steek dit in my sy. En hou op ongelowig wees, maar word gelowig. Thomas het vir Jesus sê, my Here, my God. Jesus' reaksie daarop was, glo jy nou dat jy klaar gesien het? Geseënd is hulle wat nie sien nie, en tog glo. Ok, dankie Here vir sy woord. Vandag staan ons met een van my voete in die skrif, en ek staan met een van my voete in my eie lewe. En ek kyk hoe hierdie skrif inspraak lewer op waar ek lewe vandag. Wat dink jy as jy in die woord geloof dink? Almal net 'n prentjie, as ons praat van geloof, dan is daar 'n prentjie wat in jou opkom en sê, ek dink dis wat geloof is. Wat is die prente en die beelde? Wat dink jy bedoel ons met die woord geloof, as ons oor geloof praat? Wat dink jy bedoel ons met daai woord? Ek dink elkeen van ons wat hier sit, het 'n heeltemal 'n ander idee van wat geloof vir jou beteken. Kom ons gaan kyk, wat kan ons leer uit die skrif uit vandag? En kom ons gaan kyk, as Jesus vir my die vraag vra, glo jy, omdat jy nou klaar gesien het? Kom ons kyk, hoe reageer ons op daai vraag? Ok, eerste, wat is geloof? Eerste ding, wat is geloof? Is geloof hierdie sprong wat jy maak in die donkerte in waar jy niks is dit geloof? Is geloof daai ding wat jy moet doen om te kry wat jy dalk wil hê?
Is geloof die ding wat jy moet baie van dit hê, om al die goedjies te hê wat jy wil hê. Om te kan kry by die Here. Is geloof die ding wat jy moet hê, om vir die Here te wys, sodat hy vir jou kan alles gee wat jy nodig het. Wat is geloof? Of dalk is geloof vir jou ietsie soos ons geloofbelydenis, is iets wat jy elke Sondag lees. Geloofbelydenis. Of is jou geloof dalk iets wat jy luister na hierdie online TV, en dit klink vir jou, geloof is God se taal. As jy nie in geloof kan praat nie, kan jy nog nie met God praat nie. Dit klink dalk, geloof is hierdie taal wat jy moet leer ken, anders kan God jou glad nie hoor nie. Waarom dink jy, as jy in geloof dink? Hebreërs 11 vers 1 kom Paulus en hy sê die volgende woorde. Hy sê geloof is dan die vaste vertroue op dinge wat ons hoop, 'n bewys van dinge wat ons nie sien nie. Hoor jy dit? Nou dis presies waar ons vir Thomas ontdek. Ons kry vir Thomas in hierdie storie op 'n plek waar Jesus met hom praat oor, Thomas, glo jy omdat jy gesien het? Kom ons kyk 'n bietjie na Thomas. Wie was Thomas? Thomas bevind homself in hierdie plek, maar wat gaan in sy lewe aan? Kan ek vir jou sê dat ek dink Thomas was 'n uiters gelowige man? Kan ek dit vir jou sê? Ons ken ons Thomas as die ongelowige Thomas. Is jy bewus daarvan dat Thomas het sy hele afgelope 3 jaar, het hy sy lewe weggegooi, hy het sy ouers en als agtergelaat, hy het sy huis en sy eiendom agtergelaat, het alles wat hy besit het agtergelaat, en hy het gekies om Jesus Christus te volg, en te glo, en aan te hou glo, dat Jesus die Messias is. Sal jy alles los en Jesus volg, as dan niks geloof in jou lewe is nie? Nee, jy sal nie. Maar ons sien daar's ander geleenthede waarvan die Bybel praat. Thomas, ons sien Thomas die eerste keer in Johannes 11. In Johannes 11 is daar 'n ongelooflike ding. Jesus moet nou teruggaan Jerusalem toe, en as ek dit reg is die disippels bang vir Jesus, hulle wil nie hy moet teruggaan Jerusalem toe nie. Gaan lees uit Johannes 11. En Jesus sê vir hulle, maar ek moet teruggaan soontoe. En hulle sê, Here, jy kan nie teruggaan so nie, die godsdienstige leiers gaan jou wil doodmaak. En nou kom dit so mooi uit, Johannes 11 vers 16. Hier kom sê Thomas hierdie woorde, hoor wat sê hy? Thomas, wat ook Didius genoem word, het vir die ander disippels gesê, laat ons ook gaan, sodat ons saam met Jesus kan sterf. Nou vra ek vir jou, klink dit soos 'n ongelowige? Die ander disippels wou nie saam met Jesus Jerusalem toe gaan nie. Hy is die ene wat hulle oortuig en sê, kom man, as Jesus sê hy moet Jerusalem toe, dan vertrou ek hom. En as hy gaan sterf, dan sterf ek saam met hom. En hy oortuig die ander disippels. So moenie ek wil nie ons met hierdie idee loop dat Thomas was hierdie ongelowige mens nie. Ek wil nie ons met daai idee loop nie. Ons kry 'n ander plek vir Thomas. Ons kry hom in Johannes, as ek reg is, Johannes 14. Is in die laaste dae van Jesus se lewe en Jesus het sopas nou vir Lazarus uit die dood uit opgewek. Daarna is hulle Jerusalem toe en Jesus hulle is nou by die laaste Pasga-maaltyd. En nou eet hulle, nou vier hulle die nagmaal. Hulle sit om die tafel en Jesus kyk vir hulle almal. Hy sê ek gaan van julle al weggevat word. En hy sê hierdie woorde, maar julle weet hoe om daar te kom waarheen ek gaan. So Jesus praat van, hy gaan weg na 'n plek toe en die disippels, niemand weet waartoe Jesus gaan nie. Maar hulle is te bang om te vra. Hulle is te bang om te vra. Thomas wys die courage, maar hy wys ook die nederigheid om te sê, Here, ons het nie 'n klou waartoe u gaan nie. Ons het nie 'n idee waarheen jy op pad is nie. Asseblief help ons. As Thomas nie daai, ek wil amper sê, ongelooflike nederigheid gehad het om te wys, weet baie keer wil ons nie vir ander mense wys, ons weet nie wat hulle oor praat nie. Dan stem ons mos maar saam net. Thomas sê, nee Here, u praat van groot goeders. Ek weet nie. En hier kom sê die ongelooflike woorde wat ons nooit sal vergeet nie. En dis toe Jesus sê, Thomas, ek is die weg, ek is die waarheid, en ek is die lewe. En niemand kan na die Vader toe kom behalwe deur my nie. Hy wys toe eintlik vir Jesus. Jesus sê vir hulle, julle ken die pad. Sê ons ken nie die pad nie. Jesus sê eintlik vir Thomas, hy sê, Thomas, ek is die pad. Julle ken my, ek is die pad. As julle my ken, weet julle wat die pad is. Maar as dit nie van Thomas se bold statement en sy courage was om te sê, ek weet nie, Here. So Thomas
Thomas kry ek wil sê 'n bad reputation in die Bybel. En ek glo nie dis regverdig nie. Want ek wil vir jou uitwys, dalk is ek en jy meer soos Thomas as wat ons dink. As wat ons dink. Jy moet verstaan waar hierdie gedeelte afspeel. So Jesus se disippels is bang, uit vrees uit. Jesus het gesterf. Hulle weet nie wat aangaan nie. Hulle weet nie of die mense hulle soek en hulle ook wil doodmaak nie, want hulle assosieer met Jesus. En hulle sluit hulle deur. Die Bybel sê agter slot en grendel kom die disippels bymekaar. En toe hulle bymekaar is, toe skielik, toe staan Jesus by hulle in die plek. Hy het opgestaan. En gaan lees wat gebeur al. Dis 'n ongelooflike storie, maar ek wil jy moet nou vir jouself indink. Wat 'n amazing geleentheid was dit nie vir die disippels nie. Het jy al so wonderwerk beleef in jou lewe? Kan ek jou, die naaste wat ons probeer daaraan kom om te dink wat die vir hulle was, is jou geliefde. Jou geliefde sterf, of jou geliefde is baie siek. En al wat jou geliefde aan die lewe hou is die masjiene. Jy's maande in en uit in die hospitaal, in en uit. Jy het al afskeid geneem, hoeveel keer, jou trane het al opgedroog, jou hart is leeg. Jy het baie rou en seer in jou. En die dokters kom by en hulle sê vir jou, jy moet die moeilikste besluit maak wat jy nog ooit in jou lewe moet maak. En dan sê vir jou, jy moet besluit, kan ons maar die masjiene afsit, want eintlik is hierdie geliefde dood. Jou man, jou vrou is dood. En jy maak die moeilikste besluit in jou lewe. En jy kom en jy sit daai masjiene af. Maar iets ongeloofliks gebeur. Jou geliefde hou nie op asemhaal nie sonder die longmasjien. En elke asemtuig wat hulle invat, word hulle sterker, word hulle sterker, word hulle sterker. Binnekort begin hulle sommer regop sit, jou in die oë kyk en vra vir kos. Kan jy jou indink wat moet jy voel? Jy was nog meer radikaal as dit. Die nommer 1 persoon in hulle lewens, alle hoop was in hierdie 1 persoon was dood. En toe hulle weer kyk, toe staan hy tussen hulle. En Jesus is by hulle. En hy gaan lees wat moes hy alles doen. Hulle het eers gedink hy's 'n spook. Hulle het nie geweet wie en wat dit is nie. En Jesus het verskillende goeders gedoen om vir hulle te wys. Dit is ek, ouens, dit is ek. Nou Thomas mis uit op hierdie geleentheid. Wil jy maar dit verstaan? Thomas mis uit hierop. En 'n volgende geleentheid kom Thomas by hulle en hulle sê vir Thomas, waar haat jy nie daai woorde nie? Ek sê visserman, weet jy wat sê hulle altyd vir jou as jy by 'n nuwe plek kom waar jy gaan visvang? Jy moes laasweek hier. Waar was jy? Jy moes laasweek hier gewees het. Dis altyd laasweek. By die visbyt altyd laasweek. Nou weet ek nie hoe beplan jy op jou kalender om laasweek te gaan nie. Want ek kry hom nie op my kalender nie. Thomas, waar was jy? Het alles gemis. Jy het alles gemis, Thomas. Ek weet nie, die Bybel sê nie vir ons waar was Thomas nie. Maar ek kan myself imagine. Wat van is Thomas, sy gebroke hart van sy Christus wat gesterf het. Hy rou net op 'n ander manier as wat die res van die disippels rou. Wat van Thomas sê, ek wil nie in crowds wees nie. Ek wil net alleen wees. My hope is shattered, my hart is gebreek. Ek traai met groot effort, traai ek my lewe weer herbou. Ek moet nou vergeet van Jesus. Dis nou verby, dis klaar. Ek moet op een of ander manier my familie weer gaan face en sê, onthou julle wat ek gevolg het, ek vir julle sê ek loop. Didn't pan out. Happen nie. Ek kom terug huis toe. Ek weet nie waar hy was nie. Maar hy was op 'n plek gewees waar sy hart gebreek was. En hy was nie daar nie. Weet jy, maar daar's 'n ander ding wat ek dink. Toe die disippels vir Thomas sê, ons het hom gesien, toe sê hy, ek sal dit nie glo, voor ek my vinger in sy hand steek en my ander vingers in sy sy steek. Ek wonder, weet jy wat dink ek? Ek dink Thomas was ongelooflik jaloers. Ongelooflik jaloers. En ek dink
hy sê hierdie woorde met die grootste hoop, dat die Here dit sal hoor, dat die Here vir hom hierdie voorreg sal gee wat hulle gehad het. Onthou, ons praat nou van baie dae nou al verby, en hierdie volgende verskynsel is 8 dae later, en ek dink Thomas moet sê, ek het daai een geleentheid gemis, om my meester weer te kan sien, om te kan ervaar hy lewe, om my gebroke hart weer te kan laat regmaak, om weer hoop te kry in my eie lewe, ek het dit gemis, en ek dink hy hoop net, hy sê, al wat ek wil hê, ek wil hê wat julle gehad het, hy vra vir niks anders, hy vra niks meer nie, hy sê, ek wil hê wat julle gehad het, en ek dink in sy hart, en dan sê, ag Here, tog help dat ek dit nie gemis het vir die res van my lewe nie, help my, help my, help my, langste 8 dae, in sy lewe, en toe hy weer kyk, Samidas, hy mis toe nie weer 'n byeenkoms nie, hoor. Imagine nou, nee, imagine die gemeentelede wat nou online kyk. Hoor, jy moes hier wees, Jesus was hier, hy was hier. Imagine, ons kerk sal nie plek hê nie. Thomas mis toe nie weer 'n byeenkoms nie, mense. En die volgende byeenkoms waar hy saam met die disippels sit, stap Jesus daarin. Ag, en dit is net ongelooflik. Hy kom en hy sê vir Thomas, Thomas, sê, ja, is ek Here. Okay, kom seun, kom. Hier's my hande. Hier's my sy. Kom vat aan my. Kom ek gee vir jou wat jy soek. Kom ek gee vir jou wat jy nodig het vandag. En ons kyk na wat Thomas gedoen het, en ons kyk na sy woorde, en ons dink, hy's 'n ongelowige man. Ek wonder of dit regtig is wat Thomas was. Ek wonder of Thomas net so 'n begeerte gehad het, om ook te gehad het wat die ander disippels gehad het. En Jesus nooi hom, en hy sê, kom Thomas, steek jou hande in my hande in, vat jou vingers, sit dit in my sy, en word gelowig. Word gelowig. Jog is ongelooflik. En toe sê Jesus hierdie ongelooflike woorde, hy sê, geseënd is hulle, wie nie sien nie, en tog glo. Nou ek wil jou vra, met wie dink jy praat Jesus? Geseënd is hulle, wie nie sien nie en wie glo. So Thomas is die ene wat nou wil vat en voel en alles, daar's 'n ander groep disippels, hulle weet, hulle glo klaar. So van wie praat Jesus? Van wie praat Jesus? Geseënd is hulle, wat nie sien nie, maar tog glo. Is jy gereed hiervoor? Jy gereed hiervoor? Jesus praat met jou. Jesus praat met jou. Ek wil vir julle uitwys, hy praat nie, ons dink hy praat met die ander disippels, hy praat nie met hulle nie. Waarom nie? Want hulle het ook gesien voor hulle glo. Hulle moes ook Jesus sien voor hulle glo. Hy praat met die mense wat glo nadat Jesus hemel toe gevaar het. Hy praat van as mense wat nie meer Jesus gaan vat, voel, hulle hande in sy sye kan druk, soos wat hierdie klompie mense dit doen nie. En weet jy wat sê hy van daai mense? Hy sê nee, julle het nie second best gekry nie. Hy sê, julle het nie 'n afgewaterde geloof gekry nie. Hy sê, die dag as jy 'n kans vat op my, al sien jy dit nie. Dit is geloof. En weet jy wat sê hy eintlik vir die disippels? Ek weet julle het 'n great deal om my te sing, maar ek wil nou vir jou sê, daar gaan 'n groep mense wees, wat na julle gaan kom, en hulle gaan nog gelukkiger as julle wees. Want hulle het die voorreg om 'n kans te vat op my, hulle het 'n voorreg om te glo, al sien hulle nie. Hy praat met my en jou. Praat met my en jou. Hy sê, gelukkig sal jy wees. Geseënd is gelukkig. Gelukkig is julle. Gelukkig is hulle, wie bereid is om te glo, al sien hulle nie. Hy sê eintlik, ouens, gelukkig is jy, as jy niks sien nie, maar jy besluit nog steeds om te glo. Gelukkig is jy wat 'n fout maak in jou lewe, en nie gaan lê nie, maar besluit dat jy kies om te vertrou dat Jesus jou sal vergewe. Gelukkig is jy wat baie bang is, en jy weet nie wat môre inhou nie. Maar jy staan vandag ook uit die bed uit en besluit om Jesus te vertrou vir hierdie nuwe dag, al is hy onseker. Gelukkig is jy wat by 'n graf staan en sien hoe 'n geliefde afgesak word. En jy weet nie hoe gaan jy môre oorleef nie. Jy weet nie hoe gaan jy jou lewe herbou nie. Maar jy kies om hom te vertrou. Gelukkig is jy.
Wie kies om te glo dat Jesus jou lief het, alhoewel die wêreld probeer uitskree dat jy verdien nie liefde nie. Alhoewel die wêreld labels op jou gesit en sê, God het nie sulke mense lief nie. Gelukkig is jy, wat kies om te sê, ek kies om te glo, dat hy het my lief. Gelukkig is jy, wie weet jy behoort aan God, al voel jy alleen. Jy is baie gelukkig, as jy glo dat God is nog in beheer van hierdie gebroke wêreld. Al lyk dit nie so nie, al sien jy nie die evidence daarvan nie. Jesus spreek 'n woord uit oor elkeen van ons wat vandag hier sit. Toe hy met Thomas praat, hy sê, Thomas, kom ek help jou hier waar jy is, maar ek wil nou die ouens help wat duisende jare hierna gaan sit en hierdie woorde lees. En dis julle. Is dit nie amazing dat Jesus al in jou gedink het, toe hy daar met Thomas sit nie? Nou wil ek vra, hoe dink jy kry ons hierdie geloof? So geseënd is jy, wat glo as jy nie sien nie. Maar hoe kry ons geloof? Ek wil 'n bietjie vra, wie van julle het al geprobeer meer glo? Ek weet nie wat moet mens doen nie. Jy dink, ek gaan meer glo, ek gaan. En dan môre vang jy jouself nie, dan kom twyfel weer net so vinnig aan nie. Wat kan jy doen om geloof te ontvang? Hoe kry jy geloof? Kan jy dit generate? Ek wil vir jou gou iets sê, geloof word nie self gegenereer in jou nie. Jy kan nie 'n besluit maak en sê, ek wil geloof opwek in my. Jy kan dit nie self doen nie. Is jy gereed hiervoor? Geloof is 'n geskenk van God af na jou toe. Nie een van ons is so oulik dat ons eie geloof kan opwek nie. Hoor gou wat sê Paulus hier by Efesiërs 2 vers 8. Hy sê, dis mos genade. Wat is genade? Genade is geskenk. Dis mos genade wat julle verlos het, deurdat julle tot geloof gekom het. Dat jy tot geloof gekom het. Wat? Hoe het jy tot by geloof gekom? Jy het geloof gekry deur genade. Hy sê dit so mooi, hy sê tot deur genade. En julle verlossing kom nie uit julle self nie, maar is 'n gawe van God. So weet jy wat sê hy? Hy sê die dag as ons verlos word, wat beteken verlossing? Is wanneer jy tot wedergeboorte kom. Die dag wanneer jy tot bekering kom. Wat se taal jy ook al wil gebruik. Die dag wanneer jy sê ek vat 'n kans op Jesus. Ek het my lewe getraai bou met my eie hande. Ek het misluk. Ek het nie die vermoë om myself gelukkig te kan maak nie. Ek het alles probeer. Maar van vandag af vat ek 'n kans op Jesus. Ek draai my rug op die idees wat ek gedink het gaan werk. Ek draai my aangesig na Christus toe en ek sê ek volg U. Die dag wanneer jou siel en jou lewe tot wedergeboorte kom, die Bybel praat van wedergeboorte. Jesus sê daai verlossingsdag is wanneer jy tot geloof kom. Jy maak daai bold decision. En God skenk jou met geloof. Hy vul jou met geloof. Ek wil uitwys dat geloof is 'n ongelooflike groot geskenk. Kom ons kyk gou 'n bietjie na Thomas. Ek wil gou vir julle mooi uitwys hoe Thomas tot geloof gekom. Jesus sê, moenie meer ongelowig wees nie, maar word gelowig. Het Thomas toen nou maar 'n Bybelstudie deurgewerk om gelowig te word? Nee, dit was instinktief. Het was beweeg van ongeloof af na geloof toe. Hoe het hy dit gedoen? Help my, dink 'n bietjie. Hy sit in 'n plek, hy glo nie dat Jesus het opgestaan nie. Jesus stap deur, hy stap na Jesus toe, hy vat aan Jesus. Nou glo hy. Wat het hom geloof gebring? Jesus het vir Thomas geloof gegee. Maar Jesus het geweet wat Thomas nodig het. So toe Jesus in die vertrekking kom, toe vat hy vir Thomas en hy het gehoor die woorde wat Thomas gebid het. Ek sal dit nie glo voor ek kan hom vat nie. Ek kan hom vat nie. Maar dit pla my. Wat noem ons Thomas? Wat is die naam wat ons vir hom gegee het? Ongelowige Thomas. Ek wil eintlik vir jou sê, ons is maar almal ongelowig en nie een van die ander disippels was meer gelowig as Thomas nie. Ek dink die ander disippels sê daar, ja, ons het hierdie ding al gecover, ons het hierdie. Weet, ons wil so gou onsself hoër maak as ander. Maar kom vertel julle van die ander disippels. 8 dae gelede toe Jesus by hulle die eerste keer aankom, toe die lot van hulle gedink Jesus is 'n spook. Gaan lees, ek dink Lukas 24.
Die lot van hulle het gedink Jesus is 'n spook. En toe moes Jesus hulle sê, bedaar, bedaar, vrede vir julle, vrede vir julle. En toe hulle tot bedaring kom, toe glo hulle nog steeds nie. En toe sê Jesus, kyk na my hande en my voete. Hulle moes ook na die hande en voete kyk, nie net Thomas nie. Hulle is nie beter as Thomas nie. En wat toe? Toe glo hulle nog steeds nie, sê die Bybel. Toe sê die Here vir hulle, wat moet ek nog doen? Bring vir my kos, laat ek voor julle eet, want kan 'n gees, kan 'n spook kos eet. Het 'n spook vel en been. Hulle moes aan hom vat, hulle moes aan hom voel, hulle moes hom voer. So kom kry Thomas hierdie bad rap van hy's 'n ongelowige, as nie een van die ander disippels op enige ander manier geglo het nie. Hulle het presies geglo soos wat Thomas moet glo. Presies. Ek dink die wonderlikste ding wat ek eintlik wil uitwys, is geloof is nie iets wat jy hoef self te doen nie. Geloof is 'n geskenk wat Jesus Christus na jou toe bring. Thomas hoef nie sy geloof self te gefiks het nie. Jesus het na hom toe gekom en vir hom presies gebring wat hy nodig het. God ontmoet jou waar jy is. Ek wonder wat is die volgende ding wat jy in jou lewe nodig het vir jou geloof om te groei. Ek wonder wat is die volgende ding, en raai wat God weet wat is in jou hart. Praat met God daaroor. Weet jy wat is vir my amazing van hierdie storie van Thomas? Is nie van 'n ongelowige man nie, is van 'n man wat gesê het wat het hy nodig. Ek het nodig om aan Jesus te vat, en ek het nodig om Jesus te sien. Here, help my met dit. Help my met dit. Ek wonder wat bid jy vandag? Wat het jy vandag nodig om te glo? Wat het jy nodig om te glo? As Jesus na jou toe kom, dan bring hy vir jou geloof. Hy bring dit. Ek sal dit nooit vergeet nie. Ek het dit al vir van die mense vertel. Toe ek en Karina nou ons tweede kind verwag is, Milan. Dit was my 'n baie moeilike eerste paar maande van die swangerskap, want wat gebeur het, ek is baie dankbaar geweest, maar Milaitjie, ek moet nou verstaan, ons het 3 miskrame deurgegaan, voor Milai gebore is. En dit was vir ons baie, baie swaar. En toe ons hoor, dat ons gaan weer 'n kind kry, en ons kry vir Milai, dit was ongelooflik, jou hart, jou siel, jou liefde vir daai kind is ongelooflik. En dit is vreemd, toe ons hoor, maar nou kry ons 'n seentjie, toe dink ek, maar ek het nie nog liefde om te gee nie. Hierdie kind het ons hart gevat. Hoe kan ek nog 'n stuk van hierdie hart verdeel? En nou begin ek Milai jammer kry, want nou begin ek dink, hierdie arme kind gaan nou net die helfte van my liefde moet kry. Want ek gaan die helfte van my tyd nou met haar moet gee, en die helfte van my tyd nou vir die kind, die ander seun moet gee. Vir Milan moet gee. Was my baie moeilik. Kom maar mamma, want mamas weet. Kom maar mamma, en sy sit by my, en ek sê, ek sukkel nie meer. Sy sê, weet jy wat? Jy gaan iets sien. Ek sê, wat? As Milan gebore word, ja, dan bring hy vir jou 'n pakkie van meer liefde saam. Hy bring die liefde wat jy genodig het vir hom. Geloof my, het gaan daar wees. As hy nou daar nie, maar laat daai kind sy oogies oopmaak. Die eerste asem inhaal. Dan gaan jou hart gevul word met meer kapasiteit, dubbel kapasiteit. Jy kan dubbel meer liefde in jou lewe hê. Ek het dit nie geglo nie. Toe daai kind daar gebore word, julle, toe glo ek kan 2 mense lief hê, 2 kinders lief hê, soos dit. Jy weet, ek wonder of jy nie 'n kans op Jesus wil vat. Maak jou hart oop vir hom. Sê vir hom, Here, ek het U nodig. En kyk of hy nie vir jou saam met dit bring, die geloof wat jy nodig het om aan te hou, vertrou op Jesus nie. Gee hom my geleentheid. Gee hom my geleentheid. Maar ons lewe ongelukkig in 'n wêreld, nê, wat funksioneer op glo is sien. Sien is glo. Ons soek bewyse. En ons is nie ongelukkig, ons is nie hartseer daaroor nie. Ons is baie dankbare lewe werk so hier by ons, nê. Soms is bewyse nodig. Soms is dit baie nodig in hierdie wêreld, want ons leef in 'n gebroke wêreld, dat 'n man moet bewys wat hy gedoen het voor hy hom kan betaal. Ons is dankbaar daarvoor. Ons is dankbaar vir regverdige prosesse en hofbevelle en al daai sisteme wat werk, dat wanneer iemand by jou steel, jy kan bewyse insamel en sê, sien is glo. Kyk wat het gebeur. Ons is dankbaar daarvoor. Maar is jy bewus daarvan, dat nie alles is sien en glo nie? Is jy bewus daarvan, dat daar is 'n wêreld hier om ons, daar's dinge wat ek en jy nie vandag met ons oë kan sien nie, wat meer eg is as hierdie wêreld waarin jy sit. Ek wil jy moet gou bewus raak van die stoel waarop jy sit. Dis 'n baie eenvoudige ding. Maar is die stoel waar of
onwaar? Is hy eg of oneg? Hy is so eg en so waar as wat jy kan kry, want jy kan voel hoe draai jou gewig. Daar's bewyse dat daar 'n stoel is. Kan ek vir jou sê, en ek dink dis baie belangrik, daar is 'n onsienlike wêreld, wat meer eg is as die stoel waarop jy nou sit. Moenie dink dat jy dit, omdat jy iets nie kan sien nie, maak dit nie minder eg nie. Daar's die onsienlike kan gesien word. En dit klink vir my dat Jesus nooi sy disippels ook uit. Hy sê daar gaan 'n dag 'n groep mense wees wat gaan glo sonder om te hê wat julle nou het. Hulle gaan glo sonder om te sien. En dis nou ons tyd om te glo sonder om te sien. Ons is hier. Ons is hier. Daar is 'n hele wêreld. Daar is 'n hele wêreld wat ons kan beleef al sien ons dit nie. Dis meer reg. Jesus kom en vir Thomas sê, Thomas, ek is nie teen wetenskap nie. Hy sê, kyk net na die wetenskap, hy gaan my proef. Maar nie alles is bewys en sien nie. Daar is 'n groter pad, daar's 'n groter weg. Ouens, ons kan manne en vroue van groot geloof wees. Nie uit ons eie krag nie, maar omdat ons hom 'n geleentheid gee en sê, Here, kom werk in ons. Kom werk in ons. Ek dink Jesus sê vir Thomas, kyk, jy kon dit sien, ek het die lam man opgewek, het jy dit gesien? Jy kon dit sien, hy kon loop. Jy kon dit sien, maar Thomas, ek het ook sy sondes vergewe, kan jy dit sien? Wat is meer erg? Die feit dat hy kan loop, of die feit dat sy siel skoon is? Thomas, die moeiliker werk was om sy siel skoon te maak. Is dit minder erg omdat jy dit kan sien nie? Kyk, ek het 'n blinde man sig gegee, onthou jy dit? Ek het 'n blinde man geskuif van duisternis na lig. Julle almal kon sien, hy kan sien. Maar Thomas, as jy bewus dat ek is die lig van die wêreld, niemand kan dit sien nie. En dis meer waar as die blinde man wat kan sien. Thomas, jy kan seker goed vat. Jy kan seker goed voel. Ek het vir jou die woord gegee. Sien Thomas, daar's tekste. Ons sê die wet van Moses, jy kan hom vat, jy kan hom lees, jy kan hom bestudeer. Man en vrou wat vandag hier is, ons het die Bybel. Die lewendige woord van God. Maar as jy bewus daarvan, dat Jesus Christus die woord van die lewe is. En jy kan nie dit sien nie. Maar jy weet dit is so. Thomas, ek het duisende gevoed met brood. Bietjie vis aan die kant. Jy kon die wonderwerk sien. Thomas, is jy bewus daarvan dat ek die brood van die lewe is? Jy kan dit nie sien nie. Kan dit nie sien nie, Thomas, sommige goed. Is meer erg as die goed wat jy kan sien. Die onsienlike is nie minder waar nie. Thomas, dink dit aan hierdie wêreld. Ek het hierdie wêreld geskaap. My Pa het hom geskep in 7 dae. 6 dae eintlik. Hierdie wêreld met sy gebrokenheid, maar hierdie pragt, hierdie beauty, alles wat jy sien. Maar jy kan dit sien, jy kan dit vat. Maar daar's 'n einde aan hierdie wêreld. Ek wil hê jy moet weet, my Pa is nou al van die begin van tyd af besig om 'n huis te bou. Dis nie 7 dae nie. Dis duisende jare. En hy bou 'n huis wat nou vir jou onsienlik is, maar daardie huis wat hy vir jou bou is meer eg as enige iets ander. Hy's meer eg, hy gaan langer hou, hy het 'n ewigheid in hom. Maar jy kan hom nie sien nie. Ons moet beweeg van die sienlike na die onsienlike, en die onsienlike moet vir ons eg raak. Moet vir ons waar raak. Dit is iets wat meer lewendig is, meer ewigheid in het, as enige iets wat ons kan sien. Ons word geroep deur Jesus. Sê ja, ons neem ons eerste tree deur sien is glo, dis reg. Maar wil jy nie verby beweeg nie? Wil jy nie verby beweeg nie? Wil jy nie begin vertrou dat God jou sien en hy jou ken en hy jou liefhet nie? Wil jy nie begin vertrou dat God die onmoontlike in jou hart en jou lewe kan doen, die onmoontlike in jou liefde kan doen, die onmoontlike vir jou kinders kan doen? Wil jy nie begin vertrou dat God iets in jou kan doen? Ver bo wat jy kan sien, kan bid of kan dink. Ek sluit af. Hoe groei jy in jou geloof? So ons kry geloof by Jesus.
Hoe groei ons daai geloof? En jy kan mense hê wat 'n sterker geloof het as iemand anders. En ek gaan dit baie eenvoudig hou. Jy groei deur jou geloof, deur Jesus te leer ken. Dis eenvoudig. Toe ek 'n laaitie was, en ek het die storie ook al baie vertel, maar hy bly waar. Toe ek 'n laaitie was, het my pa vir my eerste motorfiets gekoop toe ek graad 1 was. En ek was baie lief vir motorfiets. Hy het my al buitebane toe gevat met hobbels en gate en ramps en ek kon enige plek ry en ek was graad 1 en ek het my motorfiets geken, ek het gery. En van graad 1 af het ek eintlik altyd nog 'n motorfiets gehad tot ek hoërskool toe gegaan het. Altyd een of ander vorm van motorfiets gehad. Maar een ding wat ek nie kon doen nie. Ek kon nie saam my maatjies agterop hulle motorfiets ry nie. Ek het absoluut geen vertroue gehad as iemand 'n motorfiets vat en bestuur nie. Ek het uit beheer uitgevoel, omdat ek so baie al motorfiets gery het, voel ek totaal uit beheer uit. Ek kan nie saam met ander mense motorfiets ry nie. Maar, ek onthou dit baie goed. Dan sê my pa soms, hy het 'n 175 KDX Scrambler gehad, en sê hy vir my, Jaco, kom klim op, dan gaan ons asgate toe. Ons het 'n plek gebly, 'n mynhope toe, dan gaan ry ons by die mynhope. Maar as ek agterop hom sit as 'n seun, jong seun, en ek sit my arms om hom, en ek beweeg net saam hom en lê saam met hom waar hy gaan, dat ek die veiligste gevoel is wat ek ooit in my lewe kan voel. Ek het my pa geken. Omdat ek my pa geken het, het ek vertrou en ek het geweet, hy kan. Hy's gekwalifiseerd. Hy kan hierdie motorfiets ry en ek het geweet, hy het my beste belange in sy hart. Hoe groei jy in jou geloof? Leer Jesus ken. Vind uit wie Jesus is. Hoe gaan jy uitvind wie hy is? Dit is baie maklik. Dit is die grootste geskenk wat hy ons gegee het. Hy het vir ons die skrifte gegee. Hy het vir ons die skrifte gegee. En in die skrifte kry jy 4 boeke, die evangelies, Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Gaan lees Jesus en gaan kyk wat hy daar doen. Maar jy gaan nie net en lees soos jy altyd in die Bybel lees hom en sit hom weg nie. Nee, jy begin die Bybel lees en jy begin om 'n speurder raak, om te ondersoek, wie is Jesus in hierdie skrifte? Jy het geen predikant nodig nie. Jy het geen Bybelstudiegroep nodig nie. Daai goed is baie belangrik, asseblief. Jy het nie 'n TV-evangelis nodig nie. Daai is belangrik. Jy het nie dagstukkies nodig nie. Daai is belangrik. Maar om Jesus te leer ken, het jy Matteus, Markus, Lukas, Johannes nodig, dis dit. En wanneer jy hom begin lees, dan vra jy, Jesus, ek wil U sien. Wie is 'n Thomas? Wie is eintlik sterk? Wie is sterk soos Thomas? Moenie dink dit is 'n slegte gebed nie. Bid om, Here, ek wil glo en ek wil die hande en ek wil die voete sien. Want as Thomas dit nie gebid het nie, was hy nog steeds ongelowig vandag. Hoekom bid jy nie as jy die Bybel vat? Sê, Here, ek wil U sien. Wys vir my op elke bladsy en soos jy die Bybel lees. Kyk wat doen Jesus. Dink oor wat jy sien hy doen. Wonder hoe sal hy reageer as jy daar was. Verbeel jou, jy sit daar aan die prentjie en jy kyk hoe hy funksioneer, hoe hy 'n tannie aan die hand vat en optel. Imagine it, hoe hy toelaat dat Johannes op sy bors slaap. Kyk hoe hy optree met sy disippels, kyk hoe hy sagmoedig is, kyk hoe sy hart amazing is. Hou dop hoe kwaad hy raak as iemand die geringes wil skade maak. Leer hom ken. Lees van hom. Leer hom ken. Weet jy wat is die ongelooflikste ding wat ek geleer het van God? As ek sê God het begeertes, is dit nie 'n swak punt van God nie. Dit is een van die wonderlikste goed. God begeer. God begeer. En weet jy wat kom ek agter in die Bybel? Hy begeer dat ons hom kan ken. Die hele Bybel is wat God uitskree. Ek wil hê julle moet weet wie ek is. En toe God Jesus aarde toe gesê het, is dit die grootste kreet wat hy ooit gesê het. Hy sê, nou kan julle weet wie ek is. Kyk net na my seun, julle gaan weet wie ek is. God het 'n behoefte en 'n begeerte om geken te word. Ek love Paulus se woorde. Hoor Paulus se woorde. Ja, om Christus Jesus, ek net sê Filippense 3 vers 8, om Christus Jesus, my Here te ken, is so wonderlik, dat ek alle ander dinge as verlies beskou. Terwille van hom het ek alle verlies afgeskryf. Ek beskou dit as gemors, sodat ek Christus as wins kan kry. Weet jy wat sê hy? Hy sê die dag as jy Jesus begin leer ken, dan raak alle dinge vir jou dof. Raak dof. Raak dof. Wat is die belangrikste ding nou in jou lewe? Moenie styf aan hom vashou as jy begin evangelies lees nie. Want daai belangrike ding in jou lewe gaan bietjie minder belangrik raak as jy leer wie Jesus is, want hy raak die belangrikste van alles.
Raak die belangrikste van alles. Ek wil nou vir jou sê, daar's niks wat 'n groter impak in jou lewe sal hê, as om uit te vind, te ondersoek te stel, wie Jesus is. Hy wil geken word, en hy wys hom graag vir mense wat bereid is om sê, Here, ek wil my vingers in die hande steek, ek wil die wonde sien, wys u self vir my. Ek nooi jou, jy het niks spesiaals nodig, jy vat 'n Bybel, bid voor jy lees, vra vir die Here, wys vir my, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, dis al wat jy nodig het. Kyk na hom, jy gaan hom sien. Kom ons maak ons oop. Hier is 'n wonderlike boodskap wat die Here gegee het vir ons. Selfs toe op aarde was, het hy geweet, jy gaan vandag hier sit en jy gaan hierdie woord hoor. Ek wonder wat het jy vandag nodig, sodat jy kan glo. Jy nie jou hart en jou lewe oopmaak nie. En jy sê, Jesus, ek is bereid om 'n kans te vat, nie al sien ek nie. Is jy nie bereid om my sprong te vat en te sê, Here, ek gaan my lewe op U steun. Ek wil U vertrou. Ons is maar almal ongelowige Thomasse. Maar mag jou ongeloof jou rig om Jesus beter te leer ken. Amen. Amen. Liewe gemeente, was 'n wonderlike voorreg om saam met julle te kuier. Dankie vir almal wat online saam met ons gekuier het. Die Here seën jou. En kan ek julle seën? Mag jy sien hierdie week wat kom. Mag jy Jesus sien hierdie week wat kom. Amen. Daar's lekker koffie daar agter, kuier saam met ons en geniet die dag verder. Dankie.